Dis die ding, ek maak klaar vanmôre met eintlik hierdie mini-reeks wat ek op 'n stadium gehad het. En ek gaan vandag praat oor, ek dink een van die moeilikste persone wat jy ooit in jou lewe kan vergewe. Die moeilikste persoon wat jy in jou lewe kan vergewe, is raai wie? Jouself. Moeilikste ou. Moeilikste ou om te vergewe is jouself. Want die vraag is, hoe vergewe 'n mens menself as jy jouself teleurgestel het? Hoe vergewe jy jouself as jy weet jy het God teleurgestel? Hoe vergewe jy jouself as jy weet dat jy iemand wat jy lief het, seer gemaak het? Dis moeilik, julle. Dis baie moeilik. Want ons weet wat ons gedoen het, moes ons nie gedoen het nie. Ons weet dat die woorde wat ons gesê het, moes ons nie gesê het nie. Ons moes nie. Ons weet dat hierdie gedagtes wat in ons brein aangaan, wanneer niemand by ons is nie, is gedagtes wat ons nie moet hê nie. Ons weet dat dit wat ons gedoen het in 'n sekere situasie, moes dit nie gedoen het nie. En ek weet nie vanmôre wat dit vir jou kan wees nie. Dalk as jy vanmôre, jy het op 'n stadium in jou lewe te veel gedrink, en jy het iets gedoen wat jy nie moes doen nie, en nou kan jy dit nie terugvat nie, en jy spyt daaroor. Of dalk sit jy vanmôre hier, en jy het konstant gewerk, want jy het gedink dat jou familie het beter goeders nodig, en groter huise nodig, en alles nodig, en jy het net konstant gewerk, en vandag sit jy hier, en jy's disconnected met jou kinders, en jy spyt daaroor. Dalk sit jy huwelik. Dalk het jy iets gedoen in jou huwelik, wat jou huwelik skade gemaak het, of jy die belofte, wat jy jou man en jou vrou 10 jaar terug gedoen het, of gegee het, beloof het, dat jy verbreek, en nou sit jy hier en jy spyt daaroor. Of dalk klik jy die hele tyd op iets wat jy nie moet klik nie, jy klik die hele tyd op 'n website, of iets wat jy nie is nie, moet wees nie, en nou is jy verslaaf daaraan, en elke keer probeer jy so graag vrykom, maar elke keer kry jy jouself net terug na daardie website toe, en jy sit vanmôre hier, en jy sê, ek weet nie. Dis moeilik. Wat doen ons? Wat doen jy as jy iets gedoen het wat die hele tyd by jou spook? Hoe doen jy? Hoe doen jy? Wat doen ek as hierdie skuldgevoel in my hart nooit wil weggaan nie? Daarom is my tema vanmôre, hoe vergewe ek myself? Want dis die ding, voor ek begin, dink ek is belangrik hierdie om vanmôre vir julle te sê, voor ek aan die go wil kom, en dit is dat nie alle skuld kan as gelyk gesien word nie. Kom ons wees dit, kom ons sê dit eerlik oop, ek dink nie alle skuld moet as gelyk gesien word nie. Baie van julle sit vanmôre hier met 'n valse skuldgevoel. Baie van julle sit vanmôre hier in jou hart, en jy het 'n valse skuldgevoel, jy voel skuldig oor dinge wat jy nie skuldig behoort te voel nie. Die ouers het geskei, en jy sit vanmôre hier en jy dink is jou skuld. En jy dink vanmôre hierso, ek moes dalk iets omtrent dit gedoen het. Ek kon dit dalk verhoed het, as dit nie vir my was nie, dan het dit nie gebeur nie, en jy sit vanmôre hier, kan ek vir dis 'n valse skuldgevoel. Dalk sit jy vanmôre hier en jy seksueel misbruik. En jy het gedink is jou skuld. Jy dink, ja, dit was my skuld, ek kon dit verhoed het, ek moes dalk gekyk het, ek het geweet dit kon nie gebeur het, en ek moes dalk dit verhoed het, of ek kon dalk iets anders te gedoen het. Luister, jy sit met 'n valse skuldgevoel. Moenie in hierdie duiwel se game inkoop om jou te laat skaam voel met 'n valse skuldgevoel nie. Want valse skuldgevoel is altyd gevaarlik. Valse skuldgevoel is nooit produktief nie, en dit is glad nie van God af nie. Glad nie. Let it go. Let it go vanmôre. Want dan is al vanmôre 'n skuldgevoel, wat glo dit of nie, wat 'n blessing kan wees, want dit trek jou nader na God toe. Dalk 'n skuldgevoel vanmôre wees, wat die regte tipe skuldgevoel kan jou nader na God se teenwoordigheid neem. Hoor wat sê 2 Korintiërs 7 vers 10. Daar staan, want droefheid, skuldgevoel, volgens die wil van God, bring bekering, wat tot redding lei, en daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Maar die droefheid, die skuldgevoel uit wêreldse oorwegings, dit bring die dood.
Met ander woorde, 'n skuldgevoel volgens die wil van God. 'n Skuldgevoel volgens die wil God, wat sê, ek wens ek het dit nooit gedoen nie. 'n Skuldgevoel hier binne jou wat sê, ek wens dat ek die regte ding eerder gedoen het. Dit was nie op 'n oomblik van swakheid gewees, ek moes dit nie gedoen het nie. Dit wat ek gedoen het was nie reg nie. Ek het God oneer aangedoen. Ek het myself oneer gedoen. Ek het ander mense seer gemaak. Ek sal enigiets doen om dit beter te maak. Daardie skuldgevoel bring bekering wat lei na redding toe, en die Bybel sê ons is nie jammer daaroor nie. Skuldgevoel waar jy sê, Here, ek is jammer. 'n goddelike skuldgevoel. Maar die vers gaan aan en die vers sê, maar as dit 'n skuldgevoel kom vanuit 'n wêreldse oorweging, bring dit gewoonlik die dood. Kom ons chat vanmôre oor hierdie goddelike skuldgevoel. Kom ons praat 'n bietjie vanmôre oor, want die goddelike skuldgevoel is my amper, dis 'n gevoel van oortuiging. Dis 'n gevoel van, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen. Here, ek is jammer, ek het dit gedoen. Ek het ander mense seer gemaak. Here, ek het my huwelik seer gemaak. Ek het myself seer gemaak. Dis goed. Dis goed om daar te wees, want dit kan jou gewoonlik baie keer van die verkeerde pad vat na die regte pad toe. Dis goed. Goddelike skuldgevoel. Wat sê, Here, ek wil nie meer so lewe nie. Here, ek wil nie meer hierdie persoon wees wat ek is nie. Here, ek wil nie meer die woorde gebruik wat ek gebruik nie, Here. Ek wil change. Here, ek wil vry wees. Here, ek soek genesing van die verlede. Goddelike skuldgevoel. En as ek daaraan dink, dan kan ek nie help as om te dink aan 'n ou in die Nuwe Testament met die naam Petrus nie. Soveel van julle kan relate, of soveel van ons kan relate met hom. Petrus was hierdie man met goeie kwaliteite, maar hy het soms uit stupid goed gedoen. Hy het soms verkeerde besluite gemaak. Hy het soms net goed gedoen wat net nie gewerk het nie. En baie van ons kan relate vanmôre. Jy's in die regte ding, jy's besig om God te eer, jy's op die regte paadjie, jy doen goeie dinge, en boem, verkeerde besluit. Boem, wil jy die verkeerde dinge. Jy's op die regte pad, jy's op pad met God toe, dinge gaan vir jou goed, en ewe skielik is jy net weer terug, en jy doen die verkeerde dinge. En dit was Petrus. Petrus was so. Petrus was 'n man wat oor hom gebrek het, die hele tyd. Ek is die disipel van alle disipels. I'm the man, van al die, uit hierdie 12 uit is ek die beste. Hy het nogal selfs vir Jesus gaan sê, Jesus, I'm your man. I'm your man. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek is #Team Jesus all the way. Dis net jy en jy. Jy wil my in jou team hê, Jesus. Ek sal jou nooit ooit in die steek laat nie. Maak nie saak, daar waar jy gaan, Jesus, daar sal ek gaan. As jy 'n moeilike tyd deurgaan, gaan ek saam met jou 'n moeilike tyd deur. Jy soek my op jou battlefield. I've got your back. En so asof Jesus amper deur Petrus sien, vir Petrus sê, chill jy bietjie my broer. Want nog voor die haan vanaand kraai, vanmôreoggend kraai, gaan jy my 3 keer verloon het. En daardie aand word Jesus gearresteer. En 'n klein ou meisietjie kom en sê, ek ken hierdie oom. Hierdie oom was saam met daai Jesus, ek ken hom. Dis dieselfde ou wie saam Jesus lewe. Wat doen Jesus wat doen Petrus vir die eerste keer? Hy sê nie, jy verbeel jou meisie. Dis definitief nie ek nie. Ek ken nie hierdie Jesus waarvan jy praat nie. Daar word hy die eerste keer verloon. Die tweede keer kom 'n ander vrou, en die tweede keer is daar 'n tweede vrou wat sê, ek ken hierdie man, hierdie Petrus. Hierdie Petrus, ek ken hom. Hy was saam met daai, nee, daar's nie 'n manier nie. Ek ken nie hierdie Jesus nie. Die vers gaan aan, in Lukas 22 vers 59 gaan die storie aan. En na verloop van so wat 'n uur, het nog een met beslisheid bewaar. So waar, die een wat ook saam met hierdie man was, hy is mos 'n Galileër. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Ooit so gevoel? Ooit op 'n plek in jou lewe om te sê, ek kan nie glo ek het dit weer gedoen nie. Ek kan nie glo ek het weer gesê wat ek nie moes sê nie. Ek kan nie glo ek het weer my huweliksmaatjie seer gemaak nie. Ek kan nie glo ek het weer eens my hier meer verloor nie.
Ek kan nie glo ek het gedoen wat ek nie moes doen nie. Ek kan nie glo ek was so stupid nie. Hoe kan God my nog lief hê? As ek niks eens kan reg doen nie. Hoe kan God my gebruik as ek in elk geval net weet ek gaan altyd iemand seermaak? Soveel van ons kan relate ooit daai gevoel. En kyk, die oomblik as jy daar is dit presies waar die duiwel jou wil hê. Die oomblik as jy daar is, dis presies waar die duiwel jou wil hê. Dis die oomblik wat jy in skaamte vertoef, dan het die duiwel jou. Die oomblik as jy daar bly in daardie skaamte, dan weet die duiwel, hy het jou in 'n hoek, want skaamte is gewoonlik die speelgrond van die duiwel. Hy wil jou in skaamte hê. Die duiwel wil jou konstant hê op 'n plek waar jy skaam voel. En dis 'n wêreldse skuldgevoel. 'n Wêreldse skuldgevoel, hou jou skaam, sê ja, ek het iets sleg gedoen, ek is altyd useless. Dis onvergeetlik. Ek is 'n slegte mens. En dan wat die duiwel doen is nogals, hy gebruik daardie een ding wat jy verkeerd gedoen het, vat hy en hy connect dit aan jou identiteit en hy sê, o ja, as gevolg van dit, jy's altyd useless. As gevolg van dit, jy's altyd pateties, jy's altyd onwaardig. God kan jou nooit gebruik nie. Na dit wat jy gedoen het, na dit wat jy gesê het, nee wat, jy sal nooit gelukkig wees nie. Jy sal nooit 'n gelukkige huwelik kan hê nie. Jou kinders gaan nooit meer van jou hou nie. Jy verdien wat jy kry. Alles wat jy doen, verkry jy. Dink vir 'n oomblik wat die duiwel vir Petrus moes sê op daardie oomblik. Sjoe, Petrus, het jy gesien hoe kyk Jesus vir jou? Hy het jou vertrou. Hy het gedink jy's die beste van die beste. Hy gaan jou nooit weer gekryk nie. Jy het opgemorspel, jy het geskroe, jy screwed up, my broer. Jy het Jesus verraai. Jy gesien hoe kyk Jesus vir jou? Hy het dit gesien. Jou lewe is verby, Petrus. Hy gaan jou nooit ooit weer vertrou nie, Petrus. Jy behoort jouself te skaam. Kerk, kan ek hierdie vanmôre sê? Die duiwel wil altyd jou skaamte gebruik om jou weg te dryf van God af. Gebruik altyd jou skaamte om jou weg te dryf. Jy weet, daai hele ding van jy's nie goed genoeg nie. Duiwel gebruik die hele tyd die skaamte om te sê, God gaan jou nooit meer vertrou nie. God sal jou nooit gebruik nie. God wil jou nooit ooit meer hê nie. Terwyl God baie keer skuldgevoel gebruik om jou te trek na sy genade toe. Het julle dit gehoor? Die duiwel gebruik skaamte om jou weg te dryf van God af. God gebruik 'n skuldgevoel om jou baie keer nader te trek na sy genade toe. 'n Plek waar jy sê, ek wil nie meer hier wees waar ek is nie, maar dankie tog ek het 'n plek om na te hardloop toe. Dankie tog ek het 'n God wat my liefhet. Dankie tog ek het 'n God wat omgee oor my. Dankie tog ek het 'n God wat my aanvaar. Dink vir 'n oomblik bietjie aan Petrus en Judas. Selfe foute gemaak. Albei het Jesus verraai. Judas het net Jesus verraai vir 'n paar geldjies. Hy het na die ouens toe gegaan en sê, luister, ek kan vir julle sê waar Jesus wegkruip op hierdie stadium, gee my net geldjies, hulle gee dit om 30 silwer muntstukke, en hy sê, right, luister, gee my die geld, dan gaan ek julle vat na Jesus toe. Selfe fout het ook Jesus verraai. Maar in plaas daarvan dat Judas hier sit met 'n goddelike skuldgevoel, om te sê, Here, ek is jammer wat ek gedoen het, kry Judas 'n wêreldse skuldgevoel, en dink, ons lewe is verby. Presies wat baie van ons doen, hè? Ons maak een fout en dan dink ons lewe is verby. Ons maak een keer, ons verloor een keer ons hier meer. Ons maak een keer 'n stupid fout en dan dink ons, Jessie, ek is so skaam, ek skry my so skaam. Ek dink nie ek gaan meer kan kerk toe kom nie. Ek kry so skaam, mense gaan my judge. Ek dink nie na dit wat ek het een fout gemaak, Here, maar ek dink nie ek kan my gebruik as 'n selgroepleier nie. So ek gaan maar eerder net ophou om selgroep te gaan, ek gaan maar eerder net ophou om kerk toe te gaan. Ek gaan maar net eerder ophou om dit te doen, Here, want ek is so skaam oor dit wat ek gedoen het, Here. Ek het een keer my meer verloor teenoor mense in die werk en nou is ek useless, Here. En ek dink nie ek gaan meer gebruik word nie, Here. So ek weet nie, dit is presies wat ons doen. Judas se skaamte het hom so ver verwyder van God op dat hy tot op die ouene sy eie lewe geneem het. Maar hier's Petrus. Hy maak dieselfde fout. Hy verraai Jesus net nie vir geld nie. Maar hy verraai Jesus. Maar Petrus kry 'n goddelike skuldgevoel om te sê, Here, ek is jammer.
Ek is jammer wat ek gedoen het, Here, ek vra om vergifnis, dit woord wat lei, sê die Bybel, na bekering toe. Ek hou van die woord bekering, in Engels is dit repentance. Repentance, beteken om te draai. Jy draai, En pent is dieselfde woord waar ons die penthouse vandaan kry, van 'n lower level, penthouse is gewoonlik bo. So bekering, repentance is om te draai na dit wat laag is, hoor toe. Repentance om te sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer, Here, ek wil nie meer daar wees waar ek is, Here, ek wil myself draai na iets hoor toe. Here, ek wil nie meer praat soos wat ek praat nie, ek wil myself draai na iets hoor toe. Here, ek wil vry wees, Here, ek wil 'n blessing wees vir ander mense, Here, ek wil hoop verkondig, Here, ek is jammer, ek het my hier meer verloor, Here, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, ek repent van dit, ek draai weg van dit wat laag was, Here, na iets wat hoër is. Repentance. Maar die storie eindig nie daar van Petrus nie. Want in Johannes 21 is gaan hierdie storie aan, en Jesus kom en hy verskyn aan Petrus. Hier Petrus het hom nou net 3 keer verloon. 3 keer gesê, ek ken hom nie. 3 keer allerhande goeders gesê, maar hier kom Jesus en hy verskyn aan Petrus, en hy kyk vir Petrus, en hy vra vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Petrus sê vir hom, Jesus, Here, ek het. Ek het 'n fout gemaak, Here. Ek is jammer. Ek het iets stupids gedoen, Here, ek is jammer. Kan ek jou vertel wat Jesus nie gedoen het nie? Jesus het nie vir een oomblik na Petrus gekyk en gesê, ja, ek het jou gesê. Ek het jou gesê, jy gaan my verloon, maar jy wou mos nie luister na my nie. Jesus het nie een keer vir Petrus gekyk en gesê, ja, jou klein bloody useless idiot. Dalk moes jy maar vashak, ek hoop jy hak vas in die verlede. Ek hoop hierdie skuldgevoelens vreet jou op, man. Ek hoop jy gaan klein hel, ek hoop jy hel toe, en ek hoop al die maggots eet jou op, jou klein gemors. Jesus het dit nie een keer gedoen nie. Nie een keer nie. Jesus het vir Petrus gevra, Petrus, het jy my lief? Petrus antwoord hom, Here, ek weet, ek het nie lief, ek het 'n fout gemaak, ek is jammer. En waarom Petrus? Ek kan amper hierdie prentjie sien hoe Jesus glimlag vir Petrus. En sê, okay Petrus, gaan voer my skape. Jy is vergewe. Jy het 'n fout gemaak. Maar ek het jou vergewe, dis okay, Petrus, gaan nou en gaan doen nou waarvoor ek jou geroep het. Word vissermanne van mense. Hey, Petrus, dis okay. Dis okay. Jy het 'n fout gemaak, dis okay. Gaan maak nou klaar waarvoor ek jou geroep het, jy is vergewe. Petrus het nie daar gestaan en vir Jesus geantwoord en gesê, Jesus, Here, maar Jesus, ek weet nie of ek kan nie, want nou dit wat ek gedoen het, is ek is maar pretty useless. Gee eerder vir Johannes jou vergifnis, maar moenie vir my nie. Ek verdien die hel. Ek is te sleg om te doen nie. Petrus sê, maar hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dit wanneer Jesus ons vrygewigheid gee? Hy sê, luister, jy is vergewe. Dis okay wat jy gedoen het, dis okay, dis 'n fout wat jy gemaak het, jy het mos gesê jy is jammer. Hoekom doen ons dan nie, Here, ek is jy te sleg daarvoor, gebruik maar hierdie ou. Doe maar met hierdie ou. Here, ek weet nie, ek is useless, Here. Ek verdien nie hel. Hoekom doen ons dit? Petrus het sy sonde net daar en dan herken. Hy het vergifnis gevra en hy het gerepent. Hy het gedraai na iets hoër toe. En daardie oomblik het hy die genade van God ontvang en Petrus is vrygemaak. Kerk, wat is dit wat jy vanmôre so vashou? Wat is dit wat jy vanmôre so vashou? Wat is dit wat jy sê, jy het iets gedoen wat jy geweet het, jy moes dit nie gedoen het nie? Let it go. Laat het gaan. Dalk is dit iets in 'n oomblik wat jy iets gesê het in 'n oomblik van stupidheid en jy het gesê jy is jammer daaroor. Okay, let it go. Probeer so hard om nie. Dis nie karakter te wees. Vir die van julle wat kinders het. Wat hou jy so aan vas? As jy dit voor die Here neergelê het en jy het gesê, Here, ek is jammer. Let it go. Let it go. Hoor wat sê die vers in Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, is Jesus getrou en hy is regverdig en hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Let it go.
Kerk, word vry vanmôre. Let it go. As jy dit voor God neergelê het, let it go. Jesus het dit weggevat. Die Bybel sê jy's gereinig. God hou dit nie teen jou nie. Kerk, jy's vergewe, jy's vrygemaak. Moenie laat die verlede van jou kom steel in jou toekoms nie. Let it go. Let it go. Maar die leuns wat jy vertel het en jy het jammer daaroor, let it go. Maar die woorde wat jy dalk moes gebruik het, wat jy dalk nie moes gebruik het nie, en jy het jammer daar gesê, let it go nou. Okay, let it go nou. Of daardie dom besluite wat jy geneem het op 'n stadium, waarvoor jy jouself skuldig, let it go now, let it go now. Jou verlede wat jy gedoen het, verkeerd gedoen het, okay, let it go now. Laat dit gaan, laat dit gaan. Kerk, maak nie saak wat jy doen of hoe graag jy dit wil hê nie, kan ek hoor sê, jy kan nie jou verlede verander nie, jy kan nie. Maar die goeie nuus vanmôre is hierdie, dat God kan jou toekoms verander. Laat dit gaan nou. Jy het jouself genoeg gestraf. Jy het jouself genoeg seer gemaak. Jy het jouself genoeg, vir hoe lank het jy heeltyd in hierdie skaamte vertoef en in 'n hoekie gebly. Let it go, let it go, let it go, let it go. As jy jou huweliksmaat verraai het en jy het om vergifnis gevra en jy het vergifnis ontvang, let it go now. Let it go, let it go now. Of dalk was jy verslaaf gewees aan iets en nou is jy vry, let it go now. Let it go now. Dis okay, jy's vry. Dis 'n fout wat jy gemaak het toe jy jonger was en dis okay. Let it go. Word vry vanmôre, kerk. Let it go now. Hier is die vraag vanmôre, het jy God lief? Nou gaan. Nou gaan doen wat God sê wat sy wil. Go feed my sheep. Gee om vir sy skape. Let it go now. Het jy God lief? Ja. Dit beteken dan jy's vrygekoop deur die bloed van Jesus. Hou op om in die verlede te lewe. Kerk, die duiwel is slinks. Yes, hy slinks. Volgende keer as hy jou heeltyd jou verlede by jou wil opbring, kan ek jou raad gee, herinner jouself, die duiwel doen dit, want hy is geïntimideerd deur jou toekoms. Dis hoekom hy dit doen. Hy bring heeltyd jou verlede op, want hy's bang vir dit wat jou toekoms is. God se hand is steeds oor jou lewe. Hey, kerk, die genade bly steeds in jou hart. God se krag is steeds deur jou. Die duiwel gaan jou probeer weghou van die potensiaal wat God in jou geplaas het. Dink vir 'n oomblik aan Petrus. Wie het Jesus gekies as 'n gasspreker by die uitstorting van die Heilige Gees? Petrus. Die heel eerste preek in die Bybel. Disippels, en hy kies vir Petrus. Petrus staan daar vir 'n klomp mense en sy boodskap is eintlik pretty much eenvoudig. Sy boodskap is, bekeer julle! Bekeer julle en draai julle self terug na God toe, roep die naam aan en julle sal gered word. En 3000 mense kom tot bekering daai dag. En die kerk begin. Kerk, dink vir 'n oomblik, wie kies God om sy wil uit te voer? Dink vir 'n oomblik, wie kies God om waarheid te preek? Dink vir 'n oomblik, wie kies God? Dis kom ek die selfgroepleiers laat. Dink vir 'n oomblik, wie kies God om selfgroepleiers te maak? Mense te lei. Sien, definitief nie perfekte mense nie. En dan moet ek nie wees nie. Maar hy kies mense wat vergewe is. Mense wat genade ontvang het. As jy vanmôre hier sit, jy sal vergewe van baie dinge. Jy's die perfekte kandidaat vir God om gebruik te word. Get up and change the world. Get up, change the world. Hou op om in die verlede te lewe. Dis verby, dis klaar. Jy kan nie jou toekoms, jy kan nie jou verlede verander nie, maar prys die Here, jy kan jou toekoms verander. Get up and change the world. As die Bybelvers wat sê, die een wat die goeie werk in julle begin het, sal klaar maak totdat die dag wat Jesus terugkom. Maar die slegte besluit wat jy gemaak het, dis nie wie jy is nie. Daardie een keer wat jy jou hier meer vir, dis nie wie jy is nie. Dis 'n bad chapter. Die hele boek is nie bad nie. Dis 'n bad chapter. Let it go. Kyk, hy skuldgevoel het van jy dit te lank gehou.
Vir te lank van julle het julle gelewe in hierdie skuldgevoel van jare terug. Let it go now. Word vry vanmôre. Vergifnis verander nooit die verlede nie. Maar God verander jou toekoms. Kerk het jou vrygemaak. Ek's klaar. So go feed the sheep. Jy's vrygemaak. Gaan haal my mense. Jy's vrygemaak. So get up and change the world. Amen. Bietjie heavy. Ek sal volgende week rustiger gaan. Kom ons bid. Hier is mense vanmôre met wat verlang en skuldgevoel geleef het, Here. Soveel mense wat vanmôre hier sit, Here, wat in skaamte in 'n hoek vasgedruk is deur die duiwel. Here, wat een keer op besluit, op 'n stadium in sy lewe verkeerde besluite gemaak het, Here, en nou voel hy maar, ek is goed genoeg nie. Hier is mense wat vir 10 dae, 20 jaar lank lewe, Here, met 'n dom besluit, met goed wat hy verkeerd gedoen het, Here. Here, ek kom bid dat U vanmôre sal kom vrymaak. Here, dat U vanmôre kom harte vanmôre kom verander, Here, dat ons hier vanmôre sal uitloop en vry om te sê, weet jy wat, Here, ek is jammer dat ek daai mense seer gemaak het, ek is jammer daaroor, Here. Ek is jammer dat ek gesê het wat ek nie moes gesê het nie, Here, ek is jammer dat ek jare terug, Here, dalk my huweliksbelofte aan my man of my vrou verbreek het, Here, ek is jammer daaroor. Here, dat U hulle vanmôre sal wys dat U hulle lankal vrygemaak het, Here. Dat U hulle lankal op 'n plek sal bring, Here, waar hulle weer gebruik kan word. Here, waar hulle nie wegbeweeg van die genade die Here, maar dat hulle vanmôre sal inhardloop in U genade in. Kom maak vry, Here, kom maak vanmôre vry, Here, hier is soveel mense, kom maak vanmôre vry, Here. Kom maak vry, Here. Ons loof U en ons prys U daarvoor. Jy is nie wat jy gedoen het nie. My dom besluit wat jy gemaak het 'n paar jaar terug is nie wie jy is nie, kerk. Maar een keer wat jy jou meer verloor het en goed gesê het wat jy nie moes gesê het nie, dis nie wie jy is nie, dis nie wie jy is nie, dis nie wie jy is nie, word vry vanmôre. Dankie Here dat ons vrygekoop is deur die Here. Ek dat U vanmôre harte kom nuut maak.